Eksodus, hoofstuk 9. Toe het die Here vir Moses gesê, jy moet na die Farao toe gaan en vir hom sê, dit is wat die Here, die God van die Hebreërs sê, jy moet my volk vrylaat om my te dien. Kyk, as jy die volk nog langer hier hou en aanhou om te weier om die volk te laat trek, sal die hand van die Here teen al jou vee in die veld wees, teen die perde, donkies, kamele, beeste en die kleinvee. Ja, daar sal 'n baie groot pessiekte onder die vee uitbreek. Maar van die vee van die Israeliete sal daar nie een sterf nie, omdat die Here 'n onderskeid tref tussen hulle vee en julle vee. En die Here het gesê, ek het bepaal dat dit môre in die land sal gebeur. Die volgende dag het dit toe gebeur, presies soos die Here gesê het. Die vee van die Israeliete het niks oorgekom nie, maar die vee van die Egiptenare het almal gevrek. Die Farao het toe van sy dienaars gestuur om te gaan kyk. Daar was nie een vrekte onder die vee van die Israeliete nie. Steeds was die Farao se hart hard, en hy het geweier om die volk te laat gaan. Toe het die Here vir Moses en Aaron beveel, julle moet in die teenwoordigheid van die Farao julle 2 hande vol roet neem uit die oond. Dan moet Moses, terwyl die Farao toe kyk, dit in die lug opgooi. Hierdie roet sal dan soos fyn stof word wat oor die hele Egipte versprei, en aan mens en dier swere wat oopbaars veroorsaak. Moses en Aaron het toe die roet geneem en, terwyl die Farao staan en toekyk, dit in die lug opgegooi. Dit het toe swere geword op die mense en die diere en het oopgebars. Die swere was so erg dat die towenaars nie voor Moses kon bly staan nie. Die towenaars en al die Egiptenare was vol van die swere. Maar die Farao se hart was verhard deur die Here en hy het geweier om te luister, presies soos die Here gesê het. Toe het die Here vir Moses gesê, jy moet môre vroeg weer na die Farao gaan en vir hom sê, dit is wat die Here, die God van die Hebreërs sê, jy moet my volk vrylaat om my te dien. Hierdie keer gaan ek oor jou, jou dienaars en jou hele volk 'n plaag bring wat julle in die hart sal ruk. Dan sal jy besef dat daar niemand soos ek op die hele aarde is nie. Teen die tyd kon ek jou en jou volk al van die aarde afgevee het met 'n pessiekte. Maar juis om hierdie rede het ek jou nog nie vernietig nie, sodat ek my krag aan jou kan wys en my naam verkondig kan word oor die hele aarde. Jy is steeds van mening dat jy belangriker as my volk is, en daarom weier jy om hulle te laat gaan. Môre, hierdie tyd, sal ek die grootste haalstorm oor Egipte laat losbars sedert die ontstaan daarvan. Jy moet al jou vee en mense wat in die veld is na veiligheid bring, want enige mens of dier wat in die veld is, sal deur die haal doodgeslaan word. Van die dienaars van die Farao wat respek gehad het vir die woord van die Here, het dadelik al hulle mense en diere van die veld af ingebring. Maar die wat hulle nie daaraan gesteer het nie, het hulle mense en diere op die veld gelos. En die Here het vir Moses beveel, jy moet nou jou hand uitsteek na die hemel, daar sal haalstorms ontstaan oor die hele Egipte, dit sal val op die mense, diere en die plante van die veld. Toe Moses sy hand uitsteek na die hemel, het die Here dit laat begin haal oor die hele Egipte, met ewige donderweer en bliksemstrale wat op die grond slaan. Dit was swaar haal met baie bliksemstrale tussenin. Daar was nog nooit sulke swaar haalstorms in Egipte, sedert daar mense woonagtig is nie. Die haal het alles in die hele Egipte platgeslaan, mens en dier, plante en bome, ja, niks het staande gebly nie. Net in Gosen, waar die Israeliete gewoon het geen haal geval nie. Daarop het die Farao vir Moses en Aaron ingeroep en gesê, hierdie keer het ek gesondig. Ek en my volk is die keer verkeerd, maar die Here is reg. Bid asseblief tog tot die Here, want die haal en die donderweer van hom af was nou meer as genoeg. Kyk, julle hoef nie meer langer te bly nie, want ek sal julle laat trek. Toe antwoord Moses en sê, goed, wanneer ek uit die stad is, sal ek my hande oplig tot die Here en bid. Die haal en die donderweer sal ophou. Dan sal u besef dat die aarde aan hom behoort. Tog weet ek dat u en die dienaars nog nie respek vir die Here het nie. Die vlas en die gars was heeltemal weggeslaan, omdat die vlas vol in die aar gestaan het, en die gars het reeds knoppe begin maak. Die koring en speld was egter nie weggeslaan nie,
omdat hulle tyd eers later is. Die oomblik toe hy uit die stad was, weg van die farao af, het Moses sy hande na die Here opgelig en gebid. Dadelik het die haal en die reën opgehou. Daar was ook nie meer donderweer nie. Maar toe die haal, reën en donderweer opgehou het, het farao gesondig en sy hart verhard. Sy dienaars was net soos hy. Die farao se hart was hard en hy het weer geweier om die Israeliete te laat trek, presies soos die Here gesê het dit sal gebeur.